Goeiedag alle vriende. Ek sê vir jou baie welkom vandag hier in 'n kombuis. Dis kombuispraatjies, bedoelende, dis elmboog op die tafel gesels. En ek nooi jou uit na vandag se oordeenking, op Sondag 25 Julie. Ek hoop jy het 'n lekker warm naweek na die koue week. Vandag wil ek sommer net vir jou herinner dat dit koninkrykstyd is. Dit is nou die tyd na Pinkster tot met Advent. Dit sal jy nou al seker weet, dit is ook 'n tyd waar daar geen kerklike feesdae is nie, daar's geen kerklike vakansiedae of niks nie. En koninkrykstyd is maar net die tyd ons werk in die koninkryk van God. Dis ook die simbool is 'n bootjie met 'n kruis op. En die idee is om te dink dat dit ons werk in die koninkryk, dit is dit. Ek hoef weer nie vir u te herinner aan al die goedjies wat in ons wêreld op die oomblik baie aktueel is nie. Dit is die koninkryk, dis waar die koninkryk is. En ek wil saam met jou 'n bietjie dink, wat kan ons vandag daaroor dink? Vandag se teks is Johannes 6 vers 1 tot 15, waar Jesus die brood vermeerder het. Ek gaan dit nie vir jou lees nie. Ek gaan dit maar bloot vertel. En ek dink dit is 'n gedeelte wat baie bekend is. Daar was blykbaar 5000 mense bymekaar. Van die vertaling sê 5000 mans alleen, so daar was nog baie meer mense. En dit was laatmiddag, daar was gras en dan mense kon sit. En Jesus het vir Filippus gesê, ons moet vir die mense kos koop. En Filippus het so vir hom gesê, maar dit sal 200 mense se dagloon wees om vir die klomp mense kos te koop. Maar die Johannes Evangelie sê, Jesus het dit net vir hom gesê om 'n bietjie te toets, want hy het klaar geweet wat hy wil doen. En wat Jesus toe wel gedoen het, is dat hy die brood vermeerder het en almal het kos gekry en daar 12 mandjies oorgebly. Die gedagte is, hoe maak ons met die teks in koninkrykstyd? Daar's 'n uitdrukking wat ek mee groot geword het, en wat jy ook seker al gehoor het 'n onderwyser of vir jou ma of pa vir jou gesê het, jong, moenie net daar staan nie, doen iets. Nou die uitdrukking is baie bekend, om mense te motiveer, of eintlik vir mense te sê, jy moet nou nie net niks doen nie, jy moet iets doen. Maar die uitdrukking het ook 'n ander kant. Moenie iets doen nie, staan net eers. Nou ek het gedink om met die twee gedagtes, of die twee instellings, sommer net oor die gedeelte bietjie vanoggend net 'n paar gedagtes te wissel. Die eerste een is, moenie iets doen nie, staan net. Wat het hier gebeur in hierdie teksgedeelte wat ons kan huis toe vat? En vriende, ek weet, het is moeilik om oor wonderwerke te gesels, en natuurlik glo mense dat God dit alles toe in staat. Maar lees 'n mens die teks en lees mens agtergrond van die teks, dan lyk dit of Jesus vir die mense geleer het, of hulle wou te kenne gegee het, dat hy genoegsaam is. Hy is voldoende. Hy is betroubaar, daar kan in hom geglo word. En ek vermoed dit is goed waarmee ons sukkel. Ons sukkel daarmee om te dink, kan God regtig vir ons uit hierdie benoudheid van hierdie tye help? Hoe moet ons sy hulp verstaan? As hy sê, as ons verlede week se Psalm, wat ons ook na gekyk het, God is betroubaar, hy is ons vesting, hy is ons anker. Is dit regtig genoeg? En kan ek dit vashou? Ek dink dit deel van die moenie nou iets doen nie, staan net, is hierdie wete dat my gees dit nodig het om hierdie terme, dat God uit niks uit 'n paar visies met 'n paar brode iets kan skep wat bo verwagting is. Ons het verlede week ook in Exodus 3 teks gelees dat God vir Moses sê, ek weet wat julle situasie is, ek weet wat daar aangaan. Nou kan ek net stil genoeg staan om te weet, ek glo dat God weet. En ek glo dat hy genoegsaam is. Ek glo dat hy kan voorsien ver bo wat ek kan dink. Ek wil hê met saam met my net daaraan vashou.
Dis 'n soort van die een kant. In koninkrykstyd is dit belangrik dat die misterie van dan om dit wat ek en jy nou glo ook in dade om te sit, by mekaar uit te bring. En dan is dit by die ander kant wat ons kom en sê, moenie net daar staan nie, doen iets. So, wat sal dit wees? En dis die interessante vriende, hierdie misterie dat ek 'n geloofstree kan gee, om te sê ek glo God gaan voorsien. En ek glo hy's daar. Dat ek met daai wete buitentoe gaan en iets gaan doen. Dis wanneer iets buitengewoons in die geloofslewe gebeur. En ek wil jou aanmoedig, en daarom het ek gedink, om hierdie week prakties is, hoekom ons in die kombuis is, om te sê, hierso is brode, sommer net 'n simbool van voorsienigheid. 'n Tyd terug het die RCV vir ons uitgedaag met 'n sopborrel, 'n Ubuntu borrel. En hierdie borrel, en ek sal weer na die tyd op ons WhatsApp groep die resep sit. Hierdie bordel het soppoeier in, hy het 'n bietjie gort in, hy het 'n bietjie noedels in, en ek dink hy het 'n biefblokkie in, as ek dit nie mis het nie. En hom kan mens net so in 'n pot gooi, en dis 'n maaltyd. Dis 'n sopmaaltyd, 'n heerlike voedingsmaaltyd. En ek het gewonder, as nie moenie net daar staan nie, doen iets, of jy nie hierdie week. Dis miskien nou 'n uitdaging aan die vrouens, mans kan dit ook doen, maar moet ons dit nie hierdie week vir een iemand, wil jy nie vir een iemand iets doen nie. En waar die mans betrek is, wil jy nie die week vir een van jou mansvriende net kontak en hallo sê nie. Wil jy nie net hierdie week iets doen, wat net jy en die Here van weet nie. Dis my uitdaging. En dis hoekom ons in die kombuis sit. Hier waar ons die gewone goed van die lewe, hier waar jy jou stoel onder die tafel insit en jou elmboog op die tafel sit en 'n uitdaging maak. Ek gaan nie net vashou dat God voorsien. Verseker is dit waarna ek moet vashou, dis my anker. Maar ek gaan hierdie week dit lewend maak en in iemand iets bestee. In iemand se oë kyk, vir iemand iets doen, vir iemand 'n broodjie koop, of vir iemand net 'n Ubuntu sopbroodjie gee. En as die lewe hou en ons kan volgende week dalk weer kerk hou, gaan ons dalk maar 'n projek doen en sê ons gaan elke week van hierdie borrels kerk toe bring. En ons gee dit vir die RCVV en hulle kan dit uitdeel. Maar hierdie week moet ons oefen om dit sommer net in die gemeente te doen. En daarom daag ek elke gesin uit, elke familiegroep, wil julle nie vir 'n ander iemand 'n sopborrel gee nie en sê ek doen dit vir jou. So kom ons bring dit net weer bymekaar. Moenie net daar staan nie, doen iets, en moenie net iets doen nie, staan eers. Die staan eers vandag was, Jesus is genoegsaam. Hy sal voorsien. Hy sal sorg op maniere wat ons nie aldag weet en glo en miskien nie eers ken nie. En dit moet ons in ons hart vas. So dit moet maak dat ek elke oggend, miskien voor ek begin doen, moet ek staan. Dat ek die beloftes inneem, dat ek my ankers vashou, sodat ek die dag kan ingaan. En dan in koninkrykstyd te gaan, moenie net daar staan nie, doen iets. Doen so iets. Daag jou uit om dit die week te doen en te kyk hoe die misterie van God se belofte en hoe hy ons in die koninkryk uitstuur by mekaar uitkom. Kom ek bid vir ons. Dankie Jesus dat U genoegsaam is. Dankie dat U voorsien. Dankie dat U ook voorsien daar waar ons nie eers sien nie. Dat U voorsien, vooruitsien. Dankie dat U ons ook uitdaag en ek vra Gees, help vir ons om hierdie week vir iemand iets goeds te doen. Sonder dat hy of sy dit verwag, of dat ons enigiets terugverwag. Mag die koninkryk hierdie week 'n wonderlike plek wees. Die huidige tyd is waar ons nou lewe. Ek bid vir elke lidmaat, ek bid vir ons land, ek bid vir ons president, ek bid vir Frans Hoek. Dankie dat U hier is, en dankie dat ons vir U kan uitkyk, elke dag. Amen. Hoop jy het 'n baie mooi week. Dankie vir die bydraes en die kollektes, en ek sal die resep vir die Ubuntu sopbottel ook op ons skakel sit. Hoop jy het 'n baie mooi dag. Goed gaan.